Goeienaand broeders en susters. Baie welkom aan almal van u ook as u dalk 'n besoeker is vanaand, baie welkom. Ons sê ook vir diegene wat oor die internet deel het aan ons erediens ook baie welkom. Ek kry vanoggend na kerk 'n WhatsApp van Ronel en AJ Kreer. Nou hulle is op die oomblik in Accra. En hoe wonderlik was dit nie dat hulle deur middel van die internet ook deel gehad het aan die nagmaal vanoggend. Hulle het nogal vir my 'n foto gestuur. Om te sê maar hulle het saam met ons ook heerlik nagmaal gevier. Die kollekte vanaand onder die diens is vir die diakonale kas en die by die deure vir die instandhouding van die erediens. En dan, ja, broeders en susters, vra ons regtig vir u voorbidding. Ons het 'n spesiale klas is eerskomende Dinsdag. En dit gaan om hulpverlening aan twee gemeentes in ons klasses wat finansiëel dit moeilik het, waar daar nie altyd meer middele is om hulle te kan help nie. In die saak is van so omvang dat ons 'n spesiale klas daarvoor opgeroep het. En die Here moet werklik vir ons lig en leiding gee ook wat dit betref, en ons vra ook u voorbidding daarvoor. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 66 vers 1 en 7 en daarna gaan ek vir ons 'n gebed doen. Psalm 66 vers 1 en 7. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Vers 1 en 7, Psalm 66. Ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike dag het U nie vir ons gegee nie, vir ons as gemeente. Ons kon sien, Here, hoe U in U groot liefde en U groot trou U hande om 'n klein kindjie slaan en vir daai kindjie sê, jy's myne. Jy leef onder 'n nuwe heerskappy. Jy kan leef
uit my vaderlike sorg. Jy kan leef vanuit die heerlike oorwinning van Jesus Christus my seun. En in jou sal my gees woon en werk. Maar vandag, Here, kon ons ook in opdrag van ons Here Jesus Christus heerlik saam nagmaal vier. Die prys van die brood en die wyn wat ons elkeen vanoggend ontvang het, was die lewe van u seun, ons Here Jesus Christus. Hy het homself vir ons gegee tot in die dood toe. Toe die brood na ons toe kom. Toe ons die wyn ontvang en ons kon hoor eet en drink. Het dit ons oorweldig, Here. Ons is opnuut diep in die hart getref. Het ons wonderlik getroos in ons geloofstryd van elke dag. Hierdie genade gaan werklik ons verstand te bowe. Dat ons deel het en deel kan hê aan die gekruisigde, maar ook die opgestane Here Jesus Christus. Ons besef net weer watter geweldige moeite U met ons doen om aan ons geloofsekerheid te gee. U doen soveel moeite om vir ons sekerheid te gee van U genade wat in Jesus Christus vas staan. Here, U is vir ons so goed. En dit het ons vandag ook weer gesien in die doop en in die nagmaal en ons saam wees, ook as U kinders. En dankie Here vir die gawe van geloof wat U vir ons gee. Dit kom nie uit onsself nie. Dit is die wonderlike werk van U Gees in ons. Onnaspeurlik is sy werke. En ons dankie daarvoor. Maar nou wil ons ook vanaand bid, Here. Ons wil dit doen in die woorde van die apostel Judas. En ons wil bid, Here, help ons om ons lewe te bou op ons allerheiligste geloof. Here, ons wil soos Henog met U wandel. Ons wil so graag, ons smag daarna. Ons wil dat U elke optrede van ons, by ons huis en by die werk, ja, dat U elke optrede van ons werklik sal lei en sal rig. Maar Here, help ons, want ons sukkel daarmee. Help ons, Here, want ons raak by tye moedeloos met onsself. Ons raak ook baie keer moedeloos met mekaar. Daarom bid ons dat U ons een en elk sal vervul met U Gees. Maak ons deur U Gees sterk om te kan volhard in die geloof. Geef vir ons die krag om telkens weer op te staan. Geef vir ons daardie heerlike sekerheid dat U telkens ook met ons weer nuut begin, dat U nie moed opgee nie. Dat U Vaderhand daar is wanneer ons dit na U uitsteek en bid, Here, help ons. Help ons om blymoedig te volhard. Ook in die geloof wat U aan ons gegee het. En daarom bid ons seën vanaand ook
die bediening van die woord wat ons hiermee wil help, wat ons hierin wil begelei. Ons bid ook vanaand saam vir ons gemeentekamp, die komende naweek. Vader, dit is so spesiaal om as gelowiges net by mekaar te kan wees. Ons het mekaar in hierdie wêreld en in hierdie lewe so nodig. Daarom bid ons dat U alles wat daar gebeur ryklik sal seën. En dat ons as gelowiges werklik van mekaar ook tot geloofsinspirasie sal wees. Dat ons mekaar sal sterk maak, dat ons mekaar sal optel, dat ons mekaar sal bly bemoedig, vir mekaar sê, hou jou oog op Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons bid dit van U om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanaand saam, broeders en susters, uit Hebreërs 11. Hebreërs 11, ons gaan die eerste 7 verse daarvan saam lees. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daaroor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. Die ou vertaling sê dat hy met God gewandel het. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld. Maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Ons lees tot sover. Teksverse, broeders en susters, vers 7, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy 'n ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. In ons hele reeks, broeders en susters, oor geloofsvoorbeelde wat die Bybel vir ons gee in Hebreërs 11. Kom ons vanaand by die baie bekende Noag. Nou, dis sekerlik een van die bekendste verhale vir ons almal.
Dink 'n bietjie terug aan die kinderdae. Dit was 'n verhaal wat 'n mens verwonder het. Ek weet as kind wou ek dit oor en oor hoor. Jy het jou verwonder oor Noag en alles wat hy gedoen het. Ek kan selfs kindertekeninge onthou uit my kinderdae oor Noag en die ark. Dit is half in my gedagtes ingeprent en ek is doodseker. Dit is met u ook die geval. Maar voordat ons nou by Noag self kom ons kry net eers vinnig 'n breër prentjie, weer die breër prentjie in gedagte oor Hebreërs 11. Die skrywer aan Hebreërs se hele doel is om moedelose gelowiges weer op te tel. Om gelowiges aan te spoor om werklik te volhard in die geloof, om nie langs die pad uit te sak en moedeloos te gaan sit nie. En hier in hoofstuk 11 wil hy hulle bemoedig, wil hulle inspireer deur 'n hele reeks wat ons kan noem geloofsvoorbeelde of geestelike rolmodelle. Nie volmaakte mense nie, glad nie, inteendeel. Maar mense in wie die Gees die wonderlike gawe van die geloof gewerk het. Weet jy, reeds in Hebreërs 11, in Hebreërs 6, het hy vir hierdie mense gesê, julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Daar sê hy, hoekom hy al hierdie geloofsvoorbeelde na vore bring. Om ons te help om dit na te volg. Nou kyk 'n bietjie hoe doen hy dit in Hebreërs 11. Hy begin in Hebreërs 11 met 'n kort inleiding oor wat geloof is. En dan kom die geloofsvoorbeelde. En jy kan sien, hy neem geloofsvoorbeelde uit die begintyd. Abel, Henog en vanaand Noag. Hulle hoor daarby. Dan neem hy voorbeelde uit die aartsvadertyd, voorbeelde uit die Exodus tyd, die uittog uit Egipte en die intrek in die beloofde land. Dan neem hy voorbeelde uit die rigterstyd en later uit die koningstyd. En dan klem hy telkens iets van die geloof in hierdie mense se lewens. En dan in die laaste verse van hoofstuk 11 trek hy dan, of maak hy 'n gevolgtrekking, om te sê maar volhard dan, byt vas, moenie moedeloos langs die pad gaan sit nie. As ons nou vanaand by Noag kom, weet jy, dan moet ons net eers dit onthou dat die Bybel 'n hele klomp verskillende betekenisse gaan koppel oor Noag se optrede, sy bou van die ark, die sonvloed, die reënboog, al daardie dinge. Weet jy, Noag en sy gesin se bewaring in die ark word byvoorbeeld in die Nuwe Testament gesien as 'n afbeelding van die doop. Die doop wat vanoggend ook hier by ons bedien is. Daardie vloed wat in Noag se tyd gekom het, word selfs in die Bybel gebruik as 'n illustrasie vir die skielike terugkoms van ons Here Jesus Christus. Vir sy terugkom op die wolk om te kom oordeel oor die lewendes en die dooies. En dan sê die Bybel dat mense soos in Noag se tyd sal lewe, hulle dinge sal doen, en dat hulle onkant gevang sal word. Die terugkoms, die skielike verskyning
van ons Here Jesus Christus op die wolke. So kan ek nog 'n hele paar voorbeelde vir u uitstippel oor die betekenis wat die hele Bybel heg aan hierdie geskiedenis van Noag. Maar weet jy, Hebreërs 11 fokus nie hierop nie. Dit gaan nou oor Noag se geloof. En dan besonderlik as 'n voorbeeld vir ons, maar ook as 'n inspirasie vir ons as gelowiges. Waarin het Noag se geloof nou na vore gekom? Weet jy, Noag, en ek ken hierdie geskiedenis baie goed, het van God 'n waarskuwing ontvang dat daar 'n groot watervloed oor hierdie aarde sou kom. En hy het hierdie waarskuwing ontvang lank voordat hierdie vloed sou kom, of regtig gekom het. Die wolke het nie al begin saampak, dat hy kon sê, ja, maar hier kom die vloed reeds nie. Hy het hierdie waarskuwing van God ontvang. En wat het Noag gedoen? Hy het hierdie waarskuwing van God as waar aanvaar. Hy het geglo dat daar regtig so 'n vloed gaan kom. En in die taal van Hebreërs kan 'n mens as ware sê op grond van God se woord het hy in die geloof hierdie vloed al gesien. So werklik was dit vir hom, want God het dit gesê. God het gesê dis op pad. En wat doen hy dan? Ons lees hier dat hy uit eerbied vir die Here, dat hy uit heilige respek vir wat God kan doen en wat God gaan doen, dat hy toegemaak het soos wat die Here gesê het. Noag het 'n ark gebou. Net op grond, broeders en susters, van wat God gesê het. En 'n mens kan sê teen alle sienlike dinge in, het Noag begin bou aan die ark. Jaar in en jaar uit. Ongesteurd het hy net voortgegaan om te bly bou aan hierdie ark in opdrag van die Here. Hoe lank hy gebou het, weet nie presies nie. Sommige mense bereken dat dit selfs tot 120 jaar kon geneem het om hierdie ark te bou. Maar Noag het gedoen wat die Here gesê het. Hy het gaan bou. Weet jy, nou kan ons sê, liewe broeders en susters, dit was werklik geloof in aksie, geloof in dade. Noag se geloof het hom iets laat doen. Hy het die woord van die Here gehoor. Hy het dit voluit as die waarheid aanvaar. En toe het hy in groot gehoorsaamheid en groot respek vir die Here ook gaan doen wat die Here hom beveel het. Hy het hierdie ark gebou. Weet jy, nou moet ons nie die fout maak om te dink dat dit nou vir Noag maklik was nie. Ons sê baie keer, ons leef in ander tye, vir ons is dit baie moeiliker. Die tye waarin die mense soos Noag geleef het, was dit makliker? Nee. Dink maar 'n paar oomblikke aan jare se spot en verguising wat Noag moes deurmaak.
in die bou van die ark. Ek dink 'n mens kan jou voorstel dat sy optrede die grap van die jaar was. Hier's 'n man wat op droë grond 'n ark bou. En nou kan ons indink die goddelose mense tussen wie hy geleef het. Hoe hulle hom nie sou gespot het en sommer net verguis het oor wat hy doen nie. Dink vir 'n oomblik aan die eensaamheid wat Noag moes deurmaak waar hy geleef het tussen goddelose mense. Met wie kon hy sy geloof deel? Met wie kon hy hierdie vertroue op sy Here uit die hart uit deel? Wie kon hom bemoedig? Dis net God wat daar was. God wat vir hom 'n opdrag gegee het. Dink Noag moes ook sekerlik tye van twyfel geken het. Weet jy, hy was 'n mens soos ons. Nie volmaak nie, allermins. Dit weet ons. Maar hy moes tog ook daai tye van twyfel gehad het. Sê nou maar net die vloed kom nie. Sê maar net dit waarin ek glo en waarop ek hoop gebeur nie. Ons lees dat Noag voortgegaan het. Hy het voortgegaan met die bou van die ark. Hy het sy geloof geleef. Prakties geleef. 'n Mens kan sê elke hamerslag van Noag op daardie ark was 'n getuienis van sy geloof in aksie, sy doen geloof. Elke hamerslag van Noag op daardie ark was 'n getuienis van sy vertroue op die Here. As 'n getuienis van sy gehoorsaamheid. En in die woorde van die Hebreërs, sy oortuig wees van dit wat hy nog nie kon sien nie. Dit wat God vir hom gesê het. Noag se geloof, broeders en susters, het sekerlik en baie beslis, nie sekerlik nie, verseker. In die eerste plek vir homself groot waarde gehad. Weet jy, so staan dit vir ons hier in Hebreërs 11. Hier staan dat dit hom 'n erfgenaam gemaak het van die vryspraak wat deur die geloof kom. Dis sy geloof het vir hom persoonlik groot waarde gehad. En dit is tog wat ons ook in die Nuwe Testament lees, nie waar nie? Ook in die Nuwe Testament hoor ons dat hulle wat werklik glo, dat hulle wat glo, vrygespreek is voor God se regbank. Nie vanweë hulle goeie werke nie, maar vanweë hulle geloof in God. Die Nuwe Testament sê vir ons dat God reken hulle Christus se verdienste toe. En so sê Hebreërs 11, Noag het 'n erfgenaam geword van die vryspraak wat deur die geloof is. Dis betekenis vir sy eie lewe. Maar weet jy, in Noag kan ons sê het God ook geweldige groot genade betoon, eintlik aan die hele mensdom. Noag en sy gesin, die doopsformulier praat van 8 mense. Is wonderbaarlik gespaar in daai vloed.
deurdat hulle in die ark was. 'n Mens kan sê, hulle is gespaar uit die kloue van die dood. Daar in die ark, wat Noag moes bou in opdrag van die Here. Maar dink vir 'n oombliekie verder. Hierdeur het die Here ook geweldige genade eintlik aan die hele mensdom bewys. Want na die vloed sou God met hierdie paar mense weer van voor af begin. Totaal van voor af. Want uit hulle is Jesus Christus later gebore word, duisende jare later. Want God het dit beloof. Maar weet jy, en nou kom ons weer terug by Hebreërs 11. Noag se geloof, sê Hebreërs 11, het ook die wêreld aangespreek. Weet jy, dis iets baie belangriks wat Hebreërs 11 vir ons na vore bring. Noag se geloof, so staan dit hier in Hebreërs, was 'n veroordeling van die wêreld. Die ou vertaling sê, deur die geloof het Noag die ark gereed gemaak, waardeur hy die wêreld veroordeel het. Kan jy sien, sy doen geloof, sy praktiese beoefening van sy geloof in gehoorsaamheid aan die Here, kan 'n mens sê was so goed soos 'n preek vir die hele wêreld. Elke dag wat Noag aan daardie ark getimmer het, mens kan sê elke hamerslag op daardie ark het 'n boodskap gebring aan die goddelose mense van sy tyd. En daai boodskap was: mense, God is bedroef omdat hy die mens gemaak het. Die sonde grief die Here. God is kwaad. So kwaad dat hy die mense en die diere en die voëls van hierdie aarde met 'n vloed wil wegvee. Elke hamerhou van Noag het ek sê ek bou in hierdie ark sodat ek en my gesin en die diere en die voëls hierdie vloed kan oorleef. As julle dit nie glo en julle bekeer nie, gaan julle in hierdie vloed omkom. Sonder woorde. Net deur dit wat Noag in die geloof gedoen het, daardie bou van die ark in gehoorsaamheid aan die Here, het hy hierdie boodskap in hierdie wêreld uitpasyn. Ons kan sê sy praktiese geloof was 'n preek vir die mense van sy tyd. Nou Noag het sekerlik ook met die mense gepraat. Dink ons kan dit aanvaar. Hy het tog immers baie gehad om aan mense te verduidelik. 2 Petrus 2 sê byvoorbeeld, sê ook vir ons dat hy 'n boodskapper van geregtigheid was. Dus ons kan aanvaar dat hy ook met mense gepraat het. Maar Hebreërs lê die klem daarop dat hy deur sy praktiese geloofslewe, deur sy praktiese luister, gehoorsaam en doen wat die Here sê, 'n dringende boodskap aan die mense gebring het. Dat hy hard en duidelik vir die mense gesê het,
Mense, God laat nie met hom speel nie. Hy gaan reg laat geskied. Bekeer julle. Kan jy sien dat 'n geloof wat werklik prakties geleef word, dat 'n geloof in aksie met ander mense praat. En weet jy, hiervan is die Bybel nogal vol. Ek gaan vir julle 3 voorbeelde noem. Ons Here Jesus het gesê dat ons goeie werke, en kom ons sê ons geloofswerke, dat dit soos 'n lig is wat voor die mense skyn. Dis die woorde van ons Here Jesus. Petrus sê dat 'n gelowige vrou, of gelowige vroue, bloot deur hulle godvreesende lewe, sonder woorde, hulle mans vir Christus kan wen. Deur hulle praktiese lewe van liefde, gehoorsaamheid aan die Here. Hulle kan hulle mans daardeur vir Christus wen. As Paulus aan die gemeente skryf, dan sê hy vir hulle moenie net doen wat hy sê nie. Hy sê vir hulle, julle moet ook doen wat ek doen. Dit slaan my telkens voor die soos 'n vuis teen die bors as ek lees dat Paulus vir hulle sê, volg my voorbeeld. Volg my voorbeeld. Ek hoop jy kan vanaand sien hoe belangrik jou eie praktiese geloofslewe is. Die uitlewing, die beoefening van jou geloof tussen ander mense, tussen wie jy elke dag beweeg, waar jy werk. Mense moet jou kan volg, wat hulle sien. En weet jy, dis ook die boodskap wat ons moet saamneem, dat geloof in aksie, praat met mense. Weet jy, ons hoor deesdae geweldig baie dat ons die evangelie van Jesus Christus aan mense moet verkondig. Dit beteken ek moet met mense gaan praat oor wie Jesus Christus vir my is. En dis reg ook. Ek dink ons moet dit meer doen as ooit tevore. Ons moet praat oor die heerlike evangelie van verlossing in Jesus Christus. Hierdie wêreld het so behoefte daaraan. Hulle ken dit nie meer nie. Maar weet jy, ek dink wat ons moet seker maak, is dat my praktiese geloofslewe daar by my huis, by die werk, in die gemeenskap waarin ek leef, dat dit sal saampraat met dit wat ek met my mond sê. Ons moet seker maak dat my geloof 'n geloof in aksie is. Ons moet seker maak, broeders en susters, dat dit 'n voorbeeld is wat ons kinders kan volg. Dat dit 'n voorbeeld is wat ander kan navolg of tot hulle redding of tot getuienis teen hulle eendag. Ons praktiese luister, gehoorsaam, doen wat die Here van ons vra. En daarom,
Laat jou lewe praat. Laat jou lewe vir mense Christus uitspel. Laat jou lewe Christus uitspel en nie jou eie naam en jou voortvarendheid en alles wat jy al vermag het in hierdie wêreld nie. Laat jou lewe Christus jou Here uitspel. Laat jou lewe uitspel dat Christus jou ark van redding is. Dat hy jou verlosser is. Dat hy jou grootste blydskap is, jou hoop, alles in hierdie lewe. Laat jou wandel met die Here vir jou kinders, jou vriende, jou mense by die werk, die man op straat, waar jy ook al is. Laat dit wys, hierdie mens het 'n nuwe lewe van God ontvang. 'n Nuwe lewe waarin hy ontsettende eerbied vir God het. Maar ook 'n kinderlike gehoorsaamheid aan dit wat die Here van hom vra. Laat die erns, broeders en susters, waarmee jy God dien, laat dit wys dat jy Jesus Christus terugverwag op die wolke van die hemel. Dat jy hom terugverwag om te kom oordeel. Ook oor jou, en jou in die eerste plek. Dat jy hom terugverwag. Dat jy ook voor hom sal moet verskyn. Jy wat soveel genade van hom ontvang het. Wys met jou lewe. En wys met jou hele totale lewensbenadering. Dat jy nie geloof die onsigbare sien. Ook al die vervulling van God se beloftes. Dat jy dit al sien vir die werklikheid. Omdat jy God op sy woord neem. Weet jy, God praat tot vandag toe met die wêreld. Hy wil vir jou en my, en dis die wonderlike, hy wil ook vir jou en my daarin gebruik. Ons van alle mense. En die vraag is, kan hy my gebruik? Kan hy my gebruik? Hy kan dit doen. En God doen dit kragtig en op ongelooflike maniere. Deur 'n pa en 'n ma, 'n oupa en 'n ouma, deur 'n gelowige, deur 'n kind. Wat sy geloof leef. By wie jy kan sien. Hy hoor die Here. Hy luister, hy gehoorsaam. Hy gaan doen wat sy Here sê. Amen. As deel van ons gebed wat nou kom, sing ons uit lied 155. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Ek wil graag vers 3 vir u lees. Gee dat gehoorsaam en getrou ons altyd op u woord sal bou. O heilige drie-eenigheid, aan u die lof in ewigheid. Dis al 3 die verse van lied 155.
Onse hemelse Vader, U gee aan ons die gawe van die geloof. En daarvoor dank ons U. Maar Here, help ons dat ons geloof nie maar net 'n kopknik sal wees. Maar 'n woordelikse geloofsbelijdenis nie. Maar dat ons geloof sal leef. Wil U vir ons as Christen in hierdie land werklik hierdie genade gee om prakties elke dag tussen al die verskillende mense waartussen ons beweeg, dat ons daar ons geloof sal uitleef tot 'n getuienis. Vader, wil U ons daarom regtig lei deur U Gees om te dink voordat ons iets doen, om ons woorde te weeg, om werklik in alles te vra, Here, wat wil U hê dat ek sal doen? Vader, wil U ons elkeen net weer in die hande neem. Ons styf teen U vasdruk, ons weer opnuut verseker van U liefde en van U trou en van U waarheid. Wil U ons innerlik sterk maak, om ook in hierdie wêreld te kan leef as 'n lig, as 'n getuie van U goedheid, maar ook as getuies van U regverdigheid. Seën ons so, Here, en gebruik elkeen van ons ook so in hierdie week. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Na die liefdegawes, broeders en susters, sing ons Skrifbryming 14:1 vers 1, 2 en 3. Daarna ontvang u die seën van die Here en dan sing ons lied 562 die eerste vers en lied 504 vers 5.
Kinders van die Here, ontvang nou sy seën ook vir dit waartoe die Here u roep. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en daardie kragtige gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees.